Ons lees saam, broers en susters, uit die woord van die Here, uit Genesis hoofstuk 9, waar die Here 'n verbond met Noag sluit. Ons lees die eerste 19 verse. God het vir Noag en sy seuns geseën en vir hulle gesê: wees vrugbaar, word baie en bewoon die aarde. Al die diere, al die voëls, al die diere wat kruip en al die vis sal vir julle bang wees en vir julle skrik. Hulle word tot julle beskikking gestel. Alles wat roer en lewe sal kos wees vir julle. Naas die groenplante gee ek dit alles vir julle. Julle mag net nie vleis eet met sy lewe en dit is met sy bloed in nie. Wanneer julle eie bloed vergiet word, sal ek daaroor rekenskap eis, want dit is julle lewe. Van 'n dier sal ek rekenskap eis oor die lewe van 'n mens, en van 'n mens sal ek rekenskap eis oor die lewe van sy medemens. Wie die bloed van 'n mens vergiet, deur 'n mens sal sy bloed vergiet word. God het die mens gemaak as sy verteenwoordiger, maar julle moet vrugbaar wees en baie word. Vermeerder op die aarde en word baie. Verder het God vir Noag en sy seuns gesê: kyk, ek sluit 'n verbond met julle en julle nageslag, en met al die lewende wesens by julle, die voëls, die makdiere en die wilde diere by julle, naamlik met al die wilde diere wat uit die ark uitgekom het. Ek sal my verbond met julle hou. Mens en dier sal nie weer deur vloedwaters uitgewis word nie. Daar sal nie weer 'n oorstroming wees wat die aarde sal oorweldig nie. Toe het God gesê: dit is die teken van die verbond tussen my en julle en die wilde diere by julle. 'n Verbond wat vir alle toekomstige geslagte geld. My reënboog het ek in die wolke geplaas. Dit sal die teken wees van die verbond tussen my en die aarde. Wanneer ek wolke oor die aarde laat saampak en die reënboog verskyn in hulle, sal ek dink aan my verbond met julle en al die wilde diere volgens hulle soorte. Daar sal nooit weer vloedwaters kom wat alle lewende wesens uitroei nie. Die reënboog sal in die wolke wees, en wanneer ek dit sien, sal ek dink aan die ewige verbond tussen my en al die lewende wesens op die aarde. God het vir Noag gesê: dit is dan die teken van die verbond wat ek tot stand gebring het tussen my en al die lewende wesens op die aarde. Noag se seuns wat uit die ark gekom het was Sem, Gam en Jafet. Gam was die pa van Kanaan. Dit was Noag se 3 seuns en uit hulle is die hele aarde bevolk. Nou die kernvers, broers en susters, is vers 16, waar die Here sê: die reënboog sal in die wolke wees, en wanneer ek dit sien, sal ek dink aan die ewige verbond tussen my en al die lewende wesens op die aarde. Broers en susters en kinders, ons het die afgelope tyd die verskriklike reën beleef, die oorstromings wat soveel mense ontredderd gelaat het. En hierdie verhaal van Noag is in 'n sekere sin 'n tydlose verhaal. 'n Verhaal van die hele mensdom van alle tye. Want soos ons die afgelope tyd gesien het, voel dit vir 'n mens partykeer of die storms van die lewe soos emmers oor 'n mens kom. Die reën wat net nie wil ophou nie. Totdat alles versuip is of weggespoel het. Maar hierdie verhaal is ook die verhaal van God se reënboog. 'n Verhaal van God se genade. Ons kan sekerlik aanneem dat Noag aanvanklik nie werklik besef het waarvoor die ark bedoel was nie. Dis eers toe dit onophoudelik begin reën, dat hy begin verstaan het. In Genesis 7 lees ons:
Die oorstroming het oor die aarde gekom 40 dae lank en die water het al hoe meer geword. Dit het die ark opgelig en die ark het begin opstyg bo aan die aarde. Maar die waters het nog meer en nog sterker geword op die aarde en die ark het op die waters begin dryf. Die waters op die aarde het nog meer en meer geword, sodat hulle al die hoë berge wat daar onder die hemel is bedek het. Die water het amper 7 meter bo aan die berge gestyg en dit bedek. En toe het die Here vir Noag en sy gesin, ons ken die verhaal, binne in die ark toegesluit. En dit moes sekerlik vir Noag gevoel het, of die storm nooit gaan ophou nie. Hulle het nie uitsig gehad na buite nie, uitsig op die toekoms nie. Dit moes gevoel het of die watermassa alles gaan wegspoel. En al is hulle gespaar, kan 'n mens aanneem, dat Noag hulle moes gedink het, hierdie is sekerlik die einde. En dan, na 40 dae en nagte, kom die storm tot 'n einde. En dan lees ons, die Here het 'n wind oor die aarde laat waai, wat die waters laat terugtrek het. En die woord vir wind in die Ou Testament is dieselfde woord wat gebruik word in Genesis 1, waar ons lees, die Gees van God het oor die waters gesweef. Die woord vir wind en die woord vir gees is dieselfde woord. Waarop ons kan sê, die wind van God, die Gees van God, het sy werk gedoen en die aarde opgedroog, sodat alles groen kon word, alles rustig kon word, na die storm. Maar broers en susters, sekerlik sou Noag bly leef het met die gedagte in sy hart, sê nou net dit gebeur weer. Elke keer as hy die donder weer hoor, moes hy gedink het, hierdie kan die einde wees. Elke keer as hy die weerlig sien slaan, kon hy gedink het, maar dis 'n nuwe einde. Die see en die aarde kan verander. Maar dan kom die Here met hierdie heerlike belofte na Noag toe. Die Here beloof aan Noag, nooit weer sal hy so 'n vloed oor die aarde bring nie. En as teken gee die Here hierdie belofte. Die Here het vir Noag gesê, dit is die teken van die verbond tussen my en julle en die wilde diere by julle, 'n verbond wat vir alle toekomstige geslagte geld. My reënboog het ek in die wolke geplaas, dit sal die teken wees van die verbond tussen my en die aarde. Wanneer ek wolke oor die aarde laat saampak, en die reënboog verskyn in hulle, sal ek dink aan my verbond met julle en al die wilde diere volgens hulle soorte. Daar sal nooit weer vloedwaters kom wat alle lewende wesens sal uitroei nie. Die reënboog sal in die wolke wees en wanneer ek dit sien, sal ek dink aan die ewige verbond tussen my en al die lewende wesens. As die weerlig weer sou slaan en Noag dalk bang word, dan sê God, kyk na die reënboog. Dis my genade teken. 3 keer word hier verwys na die reënboog. Vir ons broers en susters is dit al 'n alledaagse teken. Maar hierdie alledaagse verskynsel word nou 'n besondere teken. God bind die reënboog aan sy belofte. Die reënboog word 'n genade teken.
Dit word 'n belofte teken dat geen storm weer so vernietigend sal wees nie. Geen storm sal jou platslaan nie. Geen orkaan sal jou lewe so totaal vernietig nie. Die Here gee vir hulle hoop na die storm. En weet jy broers en susters, die tekens wat die Here vir ons gee, is nooit toevallig nie. By die Pasga gee die Here die teken van die lam. Die Here sê vir die volk Israel, 'n lam sonder gebrek moet hulle slag om die Pasga te vier. 'n Lam sonder gebrek wat na die Here Jesus Christus wys. Die Here gee vir ons die tekens van brood en wyn by die nagmaal om die evangelie van verlossing aan ons te verkondig. En die Here gee vir ons die teken van water by die doop. Water wat vir ons simboliseer die reiniging deur die bloed van ons Here Jesus Christus. En dit moes die reënboog wees, as teken van God se genade, dat hy vir Noag en sy gesin gered het. En dis vir ons 'n teken, broers en susters, dat God steeds oor ons besorg is. Elke mens wat op hierdie aarde loop, is steeds onder die Here se genade. Of 'n mens in hom glo of nie. Ons praat van die Here se algemene genade wat oor alle mense is. En vir ons wat vanmôre hier saam is, die reënboog sê vir ons, dis God wat sorg. Dis hy wat sorg dat die riviere loop as dit reën. Dis hy wat sorg dat die plante begin groei na die winter. Dis hy wat die bokke laat lam en die beeste laat kalf en die gras laat uitspruit. Dis hy wat sorg dat ons kos het op ons tafel. Dat ons kan eet en dat ons kan lewe. En dis hy, broers en susters, soos die psalmdigter dit so mooi sê, dis hy wat die seisoene en die jare laat voortgaan. En dis hy wat die sterrestelsels in sy hande hou. Dis die boodskap van die reënboog in al die tale van die wêreld. En wat meer is, die Hebreëse woord vir reënboog kan ook verwys na 'n oorlogsboog. Soos 'n pyl en boog waarmee 'n mens skiet, waarmee hulle oorlog gemaak het. En dan kan ons sê, hierdie belofte wat God met die reënboog gee, het dan hierdie wonderlike betekenis. God se reënboog aan die hemelruim sê vir ons, dat hy sy oorlogsboog, hy het sy pyl en boog, waarmee hy teen die mens oorlog maak, het hy opgehang. God wil nie meer met die mens oorlog maak oor sy sonde nie. God het sy boog, sy oorlogsboog, het hy opgehang waar almal dit kan sien. Want hy het vrede kom maak met ons mense. Hy het sy seun vir ons gegee. Hy het Christus aan die kruis gehang, as bewys van God se vredesverbond met ons. En daarom ons geloof, verstaan die reënboog, as 'n belofte van hoop en van versoening. Ons moet elke keer in die reënboog sien, God se vredesverklaring. Daar is vrede tussen my en julle, omdat my seun vir jou sondes betaal het. So moet ons elke keer aan God dink, as ons die reënboog sien. Maar weet jy, broers en susters, as ons aan God dink as ons die reënboog sien, is dit nog nie redding nie.
Redding is nie wanneer ons aan God dink nie. Redding is wanneer God aan ons dink. En so moet ons die reënboog verstaan. As teken dat God aan ons dink. Soos die Here vir Noag gesê het, wanneer die reënboog verskyn, sal ek dink aan my verbond met julle. Die reënboog sal in die wolke wees. En wanneer ek dit sien, sê die Here, sal ek dink aan die ewige verbond tussen my en julle. En ons het dit vanmôre in die doopsformulier het ons dit weer gehoor. God sê, ek het 'n ewige verbond met julle opgerig. Dit sal vir altyd bly staan. En die storms van die lewe, broers en susters, as die storms van die lewe oor ons kom, dan kan ons so maklik vergeet dat God aan ons dink. Ons kan so maklik vasgevang raak in ons bekommernisse. En ons vrees dat ons nie aan God dink nie. Ons kyk so maklik in die omstandighede vas. En dan vergeet ons van die Here. Maar genadiglik dink God aan ons. Selfs wanneer ons nie aan hom dink nie. Dis die belofte wat God gee met die reënboog. God dink aan ons. Met dieselfde dink waarmee hy aan Noag gedink het. In Genesis 8 lees ons toe het God gedink aan Noag en al die wilde diere en die makdiere wat by hom in die ark was. En God het 'n wind oor die aarde laat waai en die waters het teruggetrek. Dis die kern van God se genade oor ons. En dit moet ons sien. Elke keer as ons na die reënboog kyk. God vergeet ons nie as ons begin twyfel nie. As ons klein gelowig raak, dan skryf God ons nie af nie. God dink aan ons. Net soos hy aan die moordenaar aan die kruis gesê het, die Here Jesus, nadat die moordenaar vir die Here Jesus vra, Here, dink aan my, wanneer jy in die koninkryk kom. En dan sê die Here Jesus vir hom, ek verseker jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Dis hoe God aan ons dink. En so moet ons die reënboog sien, broers en susters, en al die ander genade tekens, soos vanmôre se doop weer. Die water van die doop sê vanmôre weer vir ons, nie ons wat aan God dink nie, dit bring nie redding nie. Dis God wat aan ons dink. Dit bring redding. Amen. Kom ons dank saam. Ons Vader in die hemel, ja, ons is dankbaar dat U aan ons dink, dat U ons nooit vergeet nie. En U dink so aan ons, dat U ons gered het deur ons Here Jesus Christus. Vader, en ons dank U vir ons Here Jesus. Ons dank U dat U hom oorgegee het. Hy wat sonder sonde was. Hy wat volmaak was. Het vir ons die volmaakte en volkome offer gebring. Sodat ons nooit weer hoef bang te wees nie. Sodat ons nooit weer hoef te twyfel nie. Sodat ons nooit weer bekommerd hoef te wees nie. Want U, o Vader, is 'n getroue God.
Soos U vir Noag en sy gesin gered het, so red U ons steeds. Want U is gister en vandag en môre en tot in ewigheid, is U altyd dieselfde. Vir ons, die Vader van alle barmhartigheid. En vir ons die God, wat in elke omstandigheid vir ons moed gee. Vader, U ken ons, elkeen wat vanmôre hier sit. U ken ons omstandighede. Ons bid U, wil hierdie week saam met ons ingaan, en ons steeds verseker, dat U oor ons waak. Dit bid ons, in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen.